Goeienaand almal. Welkom aan, nou kan ek sê al die vasbuiters wat dit in hulle besige programme gekry het om hierdie tyd in die aand, tydens, wat is die programme op televisie? Allerhande sepies en goeters, te sê nee, ek kom kerk toe, ek kom oefen. Dit was, hoe sê jy? Die lekker sop, gaan die preek in die kerk en die melkkos. Ja, hoor die groot dankie daarvoor, vir al die sopmakers en die melkkosmakers. En almal wat kom reg kry het en kom was het, opwas het en kom eet het en kom kuier het. Groot dankie daarvoor. En almal wat daai reëlings ook getref het. Hierdie goed gebeur mos nie sommer net van self nie. Weet so, alles nou vir jou dankie ook. Goed, en dan sommer net vir 'n klomp gasvryheid wat julle vir my en Antoinette laat beleef het. Dankie daarvoor, ons het hier by wat stille woning gebly en wat 'n heerlike plek. Rustig en die kosse en die goed, so baie dankie daarvoor. En dan vandag het ons, omdat ons nou nie Uganda toe kan gaan en Kenia toe kan gaan nie, en gaan gorillas kyk nie, sommer net die ander kant Witrivier, na 'n klomp gorillas gaan kyk. En dit was goed. Chimpansees. Dis goed met bene wat, hulle DNA is 98% die van 'n mens, sê hulle. So 2% verskil ons. Jy kan nie glo wat daai 2% doen, kan ek sê aan party mense nie. Ja, so dit is sommer net 'n lekker ervaring. Dankie vir die bederf ook hier by julle. 'n Stukkie hersiening. Sondag, wat het ons gesê? Sê? Wêreld is nie jou woonplek nie. Moenie hier so neskrop dat jy dink dis waaroor alles gaan nie. Kry 'n bietjie groter perspektiewe. Dit help wanneer jy jou brein oefen om so te dink, want dan gaan jy ligter deur die lewe. Sondag aand. Wie kan dit? Dis lank gelede. Het ons nie iets gesê soos hou op worry. Al hierdie bekommernisse wat ons het, wat maak dat ons net sukkel. So, gaan bietjie ligter, gee oor vir die Here. En sit bietjie die kripnotes op. Okay, sommer daar sê. Maandag word nuut. Dink nuut, word van binne af nuut. En hou op om net verskoning te maak vir die spinnerakke, en maak die spinnekop dood, van binne af. Begin nuut te lewe, werk om die ding dood te kry. En toe gisterand, dink 'n bietjie, dit hang af van watter kant af jy kyk. Onthou jy die taxi-bestuurders? Taxi-bestuurders wat almal gedink het, hulle verneek almal, en dan kom jy agter, maar hier's iemand anderster, hier's iets anderster. Maak jy die verskil waar jy is. Ek het gisterand ook gepraat so bietjie oor jy moet wat maak jy met jou emosies ook wanneer dit donker raak? En gisterand 1 uur skrik ek wakker. En ek besef ek het 'n ding nie vir julle gesê nie. So ekskuus daaroor. Ek wil dit nou sê. Partykeer kom jy in so diep gat dat jy nie deur net 'n grin op jou gesig en bietjie swaar musiek aan te sit regkom nie. Dan het jy professionele hulp nodig.
dan gaan jy na jou dokter toe, jy gaan na jou sielkundige toe, jy gaan na 'n psigiater toe, jy drink jou dekselse pille. Menere, manne, vrouens drink hom makliker. Die liewe Here werk ook deur pille. Gebruik die goed, jy hoef nie te ly nie. So kom by iemand professioneel uit, skus, ek het dit nie vir julle gesê gisterand nie. En nou vanaand, gee jou lewe aan God oor. Kom ons bid. Hemelse Vader, wanneer ons so in u gimnasium is, en so sukkel met ons lywe, en met ons koppe, en met die manier hoe ons lewe, en die manier hoe ons eintlik onsself aan u wil oorgee, en dan sukkel ons ook daarmee, jammer daaroor. Here, ons wil bid, dat u vir ons by die hand sal vat, dat u vir ons sal wys, hoe dat u by ons is. Dankie vir u woord, dankie dat ons ook vanaand daaruit kan lees. Ons wil bid dat u self hier sal wees, in Jesus naam, amen. In die jaar 404 was daar 'n monnik wat geleef het. Eintlik so voor 403 het hy 'n geweldige behoefte gekry om Rome toe te gaan, om daar ook te gaan kyk, wat doen die mense in Rome? Die Here het vir hom geroep, glo hy, om Rome toe te gaan. Hy was ergens hier in die Midde-Ooste, as ek die storie reg onthou, en hy het te voet sy tog aangepak, en die 1 Januarie 404 stap hy Rome binne. Die ouetjie se naam, so beteuterde monnikie, sê die geskiedenis, sy naam was Telemachus. Nou Telemachus het in Rome ingestap, en hy het gesien, maar hier's 'n bedrywigheid aan die gang, wat skrik vir niks. Mense is op pad ergens heen. En hy het nou maar ingeval, en saam met hulle gestap, tot hulle by die Colosseum gekom het, daar het hulle ingegaan, hulle het gaan sit in die arena in, en hy het gewonder, wat gaan aan? En toe begin die mooi Afrikaans, die gladiators, is daar so 'n naam, die gladiators, toe kom hulle in die arena in, en hulle marcheer hier voor die keiser, en hulle gaan staan voor hom, en hulle sê vir hom, ons wat gaan sterf, salueer u. En die keiser het sy saluut, ek vermoed dit, ek weet nie hoe nie, ook gegee. En toe begin die gevegte, en die mense soek bloed, en die een ou val, en nog 'n ou val, en Telemachus sit met sulke groot oë en kyk, tot hy dit nie meer kan hou nie, en hy spring op, en hy sê op die rand van die muurtjie, hardloop hy rond, en hy skreeu, in die naam van Christus, hou op, in hemelsnaam, hou op, maar niemand steur hulle aan hom nie, en hy spring af, en hy is tussen die vegters in, en hy skreeu, in die naam van Christus, hou op, en die mense boe, en die mense, ek weet nie of hulle geboe het nie, maar hulle het gesê, nee, hier, hulle soek bloed, en hulle skreeu, maak hom dood. En die gladiators het begin om hom te, wat is die mooi Afrikaanse woord vir mok, tart, koggel, en met hulle dolke te kom, en die skare soek bloed, en hy sê, in die naam van Christus, hou op. En toe is daar 2 stories. En ek weet nie, ek het probeer nagaan, watter een is die waarheid. Die een sê, die skare het hom met klippe gegooi, en die gladiators ook. Die ander een sê, wat ek nogal meer glo,
Een van die gladiators het hom oopgekloof. En daar val hy, bonneltjie bloed, en toe gebeur 'n wonderwerk. Die skare begin stil word. En een staan hulle op en begin uit die arena uit te loop. Keiser, op daai stadium Honoris, dink ek is sy naam, gebruik dit en sê nooit weer in my koninkryk sal hier sulke gevegte plaasvind nie. 'n eeuoue tradisie wat deur een klein beteuterde monnikie gebreek word. In Filippense, ek dink, sit net vir ons die teks op. Filippense 2 staan daar. As julle Christendom vir julle enige iets beteken, as julle liefde vir mekaar julle deur die moeilike tye gedra het, as die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewens gemaak het, as julle weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, ja, om vir mekaar te gee, wil ek vir julle 'n groot guns vra. Moenie gedurig met mekaar stry en baklei nie. Konsentreer liewer op dinge waaroor julle saamstem. Wees lojaal teenoor mekaar. Voel saam, streef saam, doen saam. En as julle dit doen, sal julle my regtig baie bly maak. Moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste, sodat ander die meeste kan wees. Amper soos Telemachus gesê het, in die naam van Christus, in hemelsnaam. Hou op om so aan jouself te dink, so jou eie ek te laat voorkom, so te dink alles gaan net oor jou, so nou, die stupid voorbeeld is maar ons altyd padwoede, maar jy verstaan wat ek sê, so net in te klim en op jou regte te staan en te sê dis reg en dis verkeerd. Kan jy dink, wat gaan in ons huwelike, in ons huise, in ons werke, in ons gemeentes, in ons mooi land gebeur? Wanneer Christene sê in hemelsnaam, hou op, gee jouself aan Christus oor. En as jy hierdie goeie ervaar het, sy liefde ervaar het, sy vrede ervaar het, sy ondersteuning ervaar het, wil ek sê, hoekom die duiwel doen julle dit nie met mekaar nie? Galasiërs 6, sit net vir ons die volgende teks op. Daar is hy. Galasiërs 6, die ander vertaling sê, dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. Hierdie vertaling sê, sien raak, wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle, tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immer sy wet, dat julle mekaar moet lief hê.
dra mekaar se laste. In die gimnasium van Christus gaan dit nie oor myself nie, maar ons begin mekaar te dra. Hulle vertel die storie van die veldskool wat plaasgevind het. Doen hulle nog veldskole? Daar is nog so hier en daar. Veldskool, klompie kinders is uit die skool uit, hulle deel hulle in 4-4-4 op, en dan moet die 4 bulle gewoonlik nou bulletjies, gewoonlik nou 'n paal dra. En hier hardloop so 4 by een van die menere verby. 3 van hulle se tonge hang. 1 lyk vars en fris, met net so 'n smile op sy gesig. Die meneer stop hulle. Hy sê vir die ouetjie, wat gaan hier aan? Hierdie 3 lyk moeg en jy is vars. Hy sê, ja meneer, dit is baie maklik, ek doen maar net wat ek by die Here geleer het. En hy sê nou maar, hoe nou? Hy sê nee, ek het 4 bietjie langer ouens gesoek, en dan hardloop ek tussen hulle, en raai wie dra. En hy hardloop lekker saam. En die meneer sê, dit is nou baie interessant, maar hoe het jy dit by die Here geleer? Hy sê nee, as ek moeilikheid kry, dan gaan staan ek tussen Jesus en die Gees, en hulle dra vir my hierdie paal. Ons dra mekaar se laste, maar partykeer is jou laste ook lekker rof. Staan tussen Jesus en die Gees, en laat hulle dit saam met jou dra. Partykeer, as dinge vir my bietjie rof word, en ek in die goed maak het vir my, ek word moeg, dan sê ek fisies vir die Here, Here, en ek het dit nou die aand ook gesê, hou dit net so bietjie vas. Ek is nou moeg. Ek sal later weer daaroor dink, as dit nodig is. Want baie keer gebeur dit dat in die aand gebeur daar mos goed in jou kop, en ernstiger sien jy oplossings ook vir goed. Maar Here, dra net 'n bietjie. Ek is nou moeg. Laaste storie. Nou, hoekom kom dit nou in my kop op? Is julle moeg vir stories? Kan ek maar vertel. In 1929, die Rose Bowl Amerikaanse rugby wedstryde is aan die gang. In die een span, hulle is almal op die veld, maar die een span, maak die een ou verskriklik droog. Hy maak foute wat hy nie bedoel nie, en die ander span kry punte as gevolg van hom. Halftyd is hulle van die veld af, en halftyd praat die afrigter, die coach. En wat hulle praat, weet ek nou nie. En toe dit tyd is om terug te gaan, toe sê die coach, dieselfde span wat nou net gespeel het, almal van julle, gaan terug veld toe. Sy makkers hardloop, maar hy bly sit. En die coach sê, hoekom gaan jy nie? Hy sê, coach, ek kan nie. Ek het my span, ek het my mense,
ek het myself, ek kan hulle nie in die oë kyk nie. Ek sien nie kans om weer te gaan nie. Die coach sê, jammer om van jou moeilikheid te hoor, laat jy gaan. En hy's terug veld toe. Die mense sê, daai tweede helfte was hy 'n ander mens. Hulle het hom nog nooit so sien speel nie. Ek weet nie of hulle gewen het en of hulle nie gewen het nie. 'n Klompie jare later kry hy redelik moeilikheid met sy besigheid en groot moeilikheid in sy huwelik ook as gevolg hiervan. Soveel so dat hy sy werk verloor en amper sy huwelik verloor. En hy onthou die woorde van die coach, wat ek nou nie vir julle gesê het nie. Halftyd sê die coach vir hom, laat jy gaan. Die spel is maar halfpad verby. En hy onthou, die spel is maar halfpad verby. Trek op jou sokkies en gaan aan. Ons is in die gimnasium van God. Die gimnasium van die lewe. Hierdie pad loop ons nie alleen nie. Ons is God se kinders. Ons is God se kinders wat tussen hom pale dra. En hy dra dit vir ons. Ons het partykeer verskriklik droog gemaak. Ons het partykeer vir die vreeslikste goed aangevang. Ek glo, vir ons sê hy vanaand, die spel is maar halfpad verby. Gee jouself oor, soos Telemachus, wat gesê het, in die naam van die Here hou op. Gee jouself, soos daai laaitie by die veldskool, en sê, ek loop tussen die Gees en Jesus. Gee jouself, soos die ou wat besef het, die spel is maar halfpad verby. Ek dink ek moet sê amen. Wat is die een ding van Sondag tot nou toe wat in jou kop uitstaan, wat jy met jou saamvat? Kan ek vra, is julle bereid om dit vir mekaar te sê? Draai so 3, 4, 5 na mekaar toe, sommer net voor, agter, net so 'n groepie, nie meer as 6, 7 nie. Draai na mekaar toe, sê net, wat is die een ding wat jy saamvat?
Nog so 1 minuut. Dankie. Ek gaan nou nie vra dat almal sê nie, maar ek gaan net so hier en daar een ding uit 'n groep uit wat julle wil sê. Hierdie groep hier, sê gou. Hou op worry, dankie. By gee dit aan God oor, by julle. Jy is maar halfpad daar, jy is nie alleen nie, daar by julle. Ons leef nie asof altyd hier is nie. Ons is ergens anders heen op pad. Julle. Hou op moan. Dankie. Goed. By julle so. Julle 4, ja. Ons is tydelik op aarde. Ons moet God toelaat om ons lewe in te kom en oor te gee aan hom. Dankie, al by julle. Ja, luister raak stil, moenie so baie bagasie met jou saam dra nie. Ons dra hopeloos te veel goed saam. Julle groepie daar, net agter die kers. Bietjie wegkyk van julleself en mekaar se laste te dra. Dankie. Daai groep daar. Gedagtes en bekommernisse loop hand aan hand en dit het 'n invloed op jou lyf ook. Hou op twak praat. En hou op om mekaar in kolke af te praat. Stop het. In hemelsnaam. Dankie, julle groep daar. Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Dankie. Wie wil nog sê? Ja. Ja, gaan soek hulp. Gaan soek hulp. Daar is hulp, ons is nie alleen nie, dis hoekom ons onder andere 'n gemeente het. Dis wie ons is, dis wie 'n Christen in wese is. Dankie, nog iemand. Yes. Ja, jou denke vernuwe, voer positiewe goed ook hierin. Dankie, yes. Maak dood daai spinnekop. Baie dankie. Goed. Vriende, kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U ons nie alleen hier op aarde los nie. Dankie, o Jesus, dat U die pad voluit hier met ons kom loop het. Dankie, o Gees, dat U in ons is en om ons is en onder ons is en ons dra en ons ondersteun en ons vermaan en ons troos. Dankie Here dat U vir ons ook nie net gemaak en gelaat staan het nie. Help vir ons om U beeld al hoe meer uit te dra. Help vir ons om die spinnekoppe dood te maak. Help vir ons om soos U kinders te lewe. Here, vanaand wil ek hierdie gemeente aan U opdra. Ek bid vir die dominee, ek bid vir die kerkraad, ek bid vir elke bediening, ek bid vir elke lidmaat. Here, dat U koninkryk hier meer en meer sal kom. Dat hulle meer en meer bekend sal staan as die gemeente wat vir mekaar omgee, wat vir die wêreld omgee, wat U wil in alles soek.
Here, nou bid ek ook vir elkeen wat vanaand hier is. Here, U weet wat in ons harte aangaan, U weet wat in ons koppe aangaan, U weet wat in ons lewens aangaan, U weet van die goed wat ons bang maak, U weet van die goed wat ons bly maak. Here, dankie dat ons dit alles na U toe kan bring. Help vir ons om soos U kinders te lewe. In Jesus naam. Amen.